Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22, vers 45 lees soos volg. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Welkom by Geloofspad. Daar is oomblikke in die lewe wanneer hartseer nie net kom kuier nie. Dit neem intrek. Vir die disippels in die tuin van Getsemane was dit een van daardie oomblikke. Oorweldig van hartseer, hul harte swaar en hul oë swaarder, het hulle aan die slaap geraak. Nie uit luiheid nie, maar uitgeput van hartseer. Jesus het pas sy hart in gebed uitgestort, sy sweet soos bloeddruppels. En toe hy terugkom, op soek na vertroosting, na solidariteit, vir selfs 'n oomblik van gedeelde waaksaamheid, het hy hulle aan die slaap gevind. Hy het nie vir wonderwerke van hulle gevra nie. Hy het vir gebed gevra. Vir waaksaamheid. Net 1 uur. Maar selfs die beste bedoelings pas nie by menslike swakheid sonder goddelike krag nie. Jesus het hulle gewaarsku. Waarom slaap julle? Staan op en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Dit was nie 'n sagte voorstel nie. Dit was 'n geestelike beskerming. Gebed is nie net kommunikasie met God nie. Dit is wapenrusting in die stryd teen versoeking, beskerming teen die strikke van wanhoop en afleiding. Soos die disippels, kan ons ook so hartseer of moedeloos word dat ons vertroosting soek in slaap of ontsnapping. Maar Jesus roep ons saggies terug. Staan op en bid. Nie omdat hy ons hulp nodig het nie, maar omdat ons syne nodig het. Die vyand wag vir die vermoeides, sluip in wanneer ons die kwesbaarste is. Daarom sê die skrif herhaaldelik vir ons om te waak en bid, om wakker te wees, ernstig te wees, op ons knieë te wees wanneer ons lus is om die deksels oor ons koppe te trek. Geliefdes, laat dit vandag ons herinnering wees. Wanneer hartseer ons verlei om af te sluit, mag ons eerder opkyk. Laat ons die gemak van ons beddens verruil vir die krag van gebed en opstaan om ons verlosser in die stil plekke te ontmoet. Kom ons bid. Here, leer ons bid wanneer ons liewer wil slaap. Help ons om waaksaam te wees, selfs in droefheid, en om vertroosting te vind, nie in aftog nie, maar in U teenwoordigheid. Versterk ons swak vlees met gewillige geeste en trek ons nader in die tuinoomblikke van ons lewe. In Jesus se naam, amen.